Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig kyk vervolgens na nog 'n eienskap van die mens, naamlik dankbaarheid. Waar ons liefde 'n analogiese eienskap met God se liefde is, wat iets van sy liefde vertoon, is dankbaarheid 'n komplementerende eienskap van God se genade. Die twee verskil en staan in 'n sekere sin teenoor mekaar, maar hulle verskil sinvol sodat hulle presies by mekaar pas. Ons is immers God se bondgenote, wat heeltemal 'n ander rol in die verbond speel as hy, maar 'n sinvolle, aanvullende rol, wat sy inisiatiewe aanvul tot 'n harmonieuse verhouding. Dit was nie vreemd dat ons liefde gekies het as die analogiese eienskap nie. Ons lei ons siening van die mens af uit ons siening van God, en God is liefde. Net so is dit ook nie vreemd dat ons as komplementerende eienskap dankbaarheid kies nie. Veral in die gereformeerde teologie was dankbaarheid altyd sentraal as ons antwoord op God se verbondsgenade. Die hele evangelie is saamgevat onder 3 woorde: sonde, verlossing en dankbaarheid. En ook die klassieke nagmaalsformulier vat ons hele verhouding met die Here saam onder die een woord: dankbaarheid. Net soos in die geval van analogiese eienskappe, is ook by dankbaarheid sprake van verskille en ooreenkomste, behalwe dat die verskille hier meer opvallend is. Dis juis hierdie reeks eienskappe wat ons daarin herinner, dat daar 'n groot verskil is tussen God en mens, terwyl die analogiese eienskappe ons aan die ooreenkomste tussen hom en ons herinner. Ons kyk 'n oomblik na sommige van die verskille tussen genade en dankbaarheid. Genade spreek van inisiatief, dankbaarheid van reaksie. Ons verdien nie God se genade nie, maar hy verdien ons dankbaarheid oor en oor. Trouwens, dis meer as dat ons nie sy genade verdien nie, in werklikheid het ons sy genade verbeur. Ons sonde is die aanleiding tot sy genade, wat 'n vernederende gedagte is, maar sy genade is aanleiding tot ons dankbaarheid, wat weer 'n verheffende gedagte is. Sy genade gee ons 'n ongekende status, kinders en selfs erfgename van God. Hierdie verskille is egter nie steurend nie, hulle pas sinvol in mekaar, hulle vorm 'n passende geheel. Maar God se genade kan ons ook baie leer oor ons dankbaarheid. Daar is ook punte van ooreenkoms. God is nie traag om ons genadig te wees nie. Ons hoef hom nie aanhoudend te smeek nie. Ons hoef nie baie beloftes te maak nie. Abraham moes by wyse van Spreuke ook nie afvaardigings na hom toe stuur om hom te ooreed, om 'n verbond met hom te maak nie. Daarom kan ons ook nie traag wees in ons dankbaarheid nie. As hy graag genadig is, pas dit ons om met entoesiasme dankbaar te wees. Dankbaarheid wat gevra of voorgesê word, is 'n probleem. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kan nie ophou om vir U te sê hoe dankbaar ons is vir alles wat U vir ons gee, want ja, letterlik alles wat ons het, kry ons van U af. En ons verdien dit nie. Ons het dit eintlik weggegooi. Dankie Here, dat U nog steeds vir ons genadig is. En help vir ons om hastig te wees, entoesiasties te wees, om ons dankbaarheid aan U te betoon. Elke kans wat ons kry, in Jesus se naam. Amen.